Hou vir ons open met gebed en dan kan ons begin. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees. Dankie dat ons in u woord kan inklim. Dankie dat ons regtig net verder deur die Bybel kan werk. En Here, verder net daai goue lyntjie wat deur van die begin af deurtrek net kan volg en regtig net kan sien hoe besonder u is, hoe getrou u is, hoe u regtig in die detail is en ag, hoe groot en almagtig en alwetend u is. Here, dankie vir u woord. Dankie vir elke belofte wat in die woord opgesluit is. Dankie vir elke waarheid wat daarin is. Dankie dat dit ons van u leer en Here dat ons u daarin kan ontdek in elke stukkie daarvan. En Here dat ons u eintlik daardeur kan leer ken. Dankie dat ek vanaand by u voete kan neerlê en Here dat ons regtig ook net in hierdie tyd saam bewus sal wees van u hier by ons. En ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. OK. Ek gaan vir ons, voordat ons enigsins uit die Bybel uitlees, wil ek eers vir ons so 'n bietjie van 'n agtergrond stukkietjie gee. So ons het verlede keer klaar gemaak met Genesis 10, wat julle onthou ons al die verskriklike groot name gelees het en gesê het waar het al die mense heen versprei en wie was waar en hoe wat waar. En ons het toe basies so half Noag en die vloed en alles wat rondom dit gebeur het ons toe nou afgesluit, want dit was waar ons gestop het. En voordat ons dan Genesis 11 doen, wil ek stil staan by wat hulle die Fertile Crescent noem. So, julle sal onthou dat ons juist die vorige keer toe ons oor Noag se nageslag gepraat het en die verspreiding van die mense, toe het ons gesê dat uit Jafet se seun Askenas het die volke gekom wat hulle noord van Judea gevestig het en wat die Bybelstudente die vrugbare strook noem. So, as julle kan onthou van 2 weke terug het ons na die vrugbare strook toe verwys en gesê dat daar 'n groep mense soontoe beweeg het. So net vir 'n recap, Jafet saam met Sem het Noag in na sy dronkenskap moes geëer. Onthou dit was die hele ding van na die ark, toe Noag wyn gedrink, hy dronk geword en wat die een seun gaan uitroep het en gesê het, maar kyk wat het pa gedoen en die ander twee het mos agteruit gegaan en hulle het sy naaktheid bedek. So toe het ons in Genesis 9 vers 27 gelees wat die seun was wat Noag toe uitgespreek het oor Jafet, wat gesê het, mag God ruimte skep vir Jafet, mag hy woon in die tente van Sem en mag Kanaan, wat ons nou weer die seun van Gam is, mag hy sy slaaf wees. So ons het toe gesê dat deur Sem sou die Joodse mense gekom het, so Israel, die Hebreërs sou uit Sem se nageslag gekom het en hulle sou dan God se woord en dan uiteindelik obviously vir Jesus die Messias sou deur sy nageslag gekom het en die redder van die wêreld sou gekom het. So dit was hierdie absolute seën wat oor Sem se nageslag uitgespreek was. Toe het ons gesê dat die Kanaaniete wat Gam se nageslag was, want Gam was die een wat sy pa verneder het, wat nie sy pa se naaktheid beskerm het nie, so die vloek is oor hom uitgespreek, en toe het ons sê dit was dan die Kanaaniete wat van hulle afgestam het, en dat Dawid hulle uiteindelik verslaan het, en hulle het die slawe van Israel geword, so daai seën van Genesis 9 en wat uitgespreek is, het waar geword, en toe het ons gesê dat Israel die afstammeling van Sem Christus sou verwerp het, terwyl die afstammelinge van Jafet hom sou aanvaar, wat dan beteken dat die seun wat vir Sem of Israel bedoel was, eerder oor die nageslag van Jafet, wat ons toe gesê die heidene was, sou gekom het. So dit was daai vergroting gewees van die groter insluiting as net bloot hierdie nasie of hierdie lyn. En ons het toe gesê dat Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. En Handelinge 13 wat gesê het, Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eerste aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie. So ons sien heeltemal in die geskiedenis, sien ons hoe dat hierdie uitspraak van Noag oor sy seuns, hoe dit wel in werking gekom het, en waar Israel 'n rol gespeel het, waar Israel se vyande 'n rol gespeel het, en uiteindelik die slawe geword het, en dan nou tot op die punt waar Jesus gekom het, en waar die heidene ingesluit is in daardie belofte. En so dis net so 'n bietjie van 'n recap van waar almal in die storie inpas, en dan nou Jafet se nageslag wat in daai vrugbare strook ook dan
of oor daai vrugbare strook beweeg het. So wat het die Fertile Crescent met enigiets te doen? So dis nie soseer Jafet se nageslag waarop ons fokus nie, maar die Fertile Crescent of die vrugbare strook. As jy nou in Afrikaans wil tegnies raak vir oom Willem se onthaalwe dat ons nie te veel Engels praat met die vrugbare strook, né? So David Pawson skryf in sy boek dan sê, if we are to understand the Old Testament, there are two maps we need to appreciate first of all, those of the Promised Land and the Middle East. The key area in the map of the Middle East is what geographers call the Fertile Crescent, the band of fertile land which stretches from the River Nile in Egypt in the west, northeast through the land of Israel, and then south and southeast to the plains surrounding the rivers Tigris and Euphrates in what used to be called Mesopotamia. So as jy ons 'n bietjie in die Ou Testament gelees het, dan behoort Mesopotamia vir jou bekend te klink. Ons hoor baie van dit. So dis die ou naam en Mesopotamia beteken the middle of the rivers. So letterlik Meso is middel en Potamia is river. So hy beteken letterlik in die middel van die riviere. Is dit waar jy hierdie stukkie van die land kry? En reg deur die Ou Testament, soos wat ons nou vorentoe beweeg, want onthou ons het gesê ons het nou half die geskiedenis van die mensdom, maar dan fokus dit in op die Israelitiese se lyn, omdat dit juis is waar die Jesus sou kom en wat obviously die weg en die waarheid en die lewe is. So juis vir daai fokuspunt en hoe alles uitspeel rondom Israel en Israel se geskiedenis, moet ons hierdie Mesopotamia moet ons onthou. Ons moet onthou van die Fertile Crescent, want dit is waar die meerderheid van die goed actually gebeur vir ons om 'n frame of reference te hê. So as ons in 2025 na die wêreldkaart kyk, ek moet nou net probeer onthou dis so 2025 wêreldkaart lyk. So jy sal nou sien die groen gedeelte is die Fertile Crescent en dan sal jy sien aan die boonste kant albei bo en onder is groen, maar jy sal sien die boonste kant hopelik dat hy so 'n bietjie van 'n tekstuur het. So hy's nie net plain glad nie, as ek dit nou so kan stel op 'n prentjie, julle weet wat ek bedoel, waaronder dan nou net plain glad brein is, So dit is juis om te wys dat aan die een kant was die bergreekse en aan die ander kant was dit die woestyn. En tussen die berge en tussen die woestyn is daar hierdie vrugbare strook wat jy gekry het, wat eintlik kind of, it doesn't make sense dat hierdie stukkie aarde hier tussen die twee is nie, want hierdie kant is net berge en daai kant is net sand, okay. So in 2025 op die wêreldkaart sien ons dat die cradle of civilization, want dit is wat hulle ook na toe verwys, ek gaan nou vir julle lees. The cradle of civilization is a crescent-shaped region in Western Asia and North Africa that spans the modern-day countries of Iraq, Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, and some scholars also include Egypt. And many scholars believe that urbanization, the formation of cities, first occurred in this crescent. Omdat hy, as jy na daai area kyk, dis wat vrugbaar is. Soos hulle moes plante geplant het, dit is waar dit sou gegroei het. Dit sou obviously nie in die woestyn gegroei het of op die berge noodwendig gegroei het nie. So omdat dit so 'n vrugbare strook is ten opsigte van lewe ensovoorts, is dit hoekom hulle sê hulle glo dat die meeste civilization, so dorpe, stede in daai omgewing oorspronklik ontstaan het. Want jy sal obviously enigeen van ons sal eers gaan waar iets kan groei as wat ons na die woestyn toe gaan. So dit is, maar alhoewel ons nou natuurlik nie weet nie, hulle weet ons het nou al van die begin af gesê, niemand van ons sal weet waar was die oorspronklike stuk van toe God die aarde geskep het nie, is dit wat die argeoloog is. So die term Fertile Crescent is geskep en gewild gemaak deur 'n ou met die naam James Henry Breasted. Hy was 'n Egiptoloog, jammer, ek vra om verskoning, 'n Egiptoloog aan die Universiteit van Chicago en hy het 'n boek Ancient Times gehad, A History of the Early World, wat eintlik bedoel was om soos net 'n hoërskoolhandboek te wees, maar hy het dit al binne ingesit, the earliest home of men in this great arena of Western Asia is a kind of cultivatable fringe of the desert, a fertile crescent having the mountains on the one side and the desert on the other side. So dis waar daai term vandaan kom. Hy kom nie noodwendig uit die Bybel uit wat die Bybel sê hier is 'n vrugbare strook nie. Hy kom van daai handboek af waar die een ou in sy studies van die geskiedenis gesê het, dit is hoe hy dit beskryf, dat jy die berg aan die een kant en jy die sand aan die ander kant, maar dan is daar hierdie stuk waar alles net groei en alles is vrugbaar en alles is beter, as ek dit nou so kan stel, for lack of a better word, vir civilization om daar te kan gebeur.
So as ons dan nou terugkyk na die Ou Testamentse konteks, ek het nog 'n prentjie op, dink ek, lief. Slaap jy op die job? Lyn het nie op nie. So daarso is dan nou die prentjies soos ons nou meer kyk na die. Dis okay, nou voel jy, nou weet jy hoe het aan my gevoel vanoggend. Nou het jy meer simpatie. So dit is meer hoe hy lyk ten opsigte van, nou as ons dink aan die geskiedenis versus modern day maps en wat vandag in 2025 daar gevind is. So wat hy skryf is, this fertile area comprised the centers of power in the ancient world, with Egypt located in the west. So dis oralste waar ek weet hy is bietjie swak, want ek moes hom ingescan het van die boek af, en die boek is ook in swart en wit, maar jy sien dan basies daaronder by daai geel lyntjie of sirkeltjie is dan Egipte. So jy het Egipte aan daai kant, en dan is Assirië en ook Babylon in die ooste. So daar sien julle Babylon onder, en daarbo is Assirië. En dan ook as julle dan nou basies so lank vooruit wil dink aan wanneer ons na Abraham kyk, sal jy sien reg onder Babylon se sirkeltjie is as jy sal onthou van waar Abraham vandaan gekom het. So sien julle hoekom hulle ons moet hierdie geografie moet ons ook verstaan van hoekom alles hier afgespeel het. En dan sê hulle, Israel was wedged between these two, and much of the Old Testament is written with the struggles between these world powers in the background. Want jy het Egipte aan die een kant en jy het Babylon en Assyria aan die ander kant. There are also significant times when their threats or activities impinge directly on Israel. So julle sal sien Israel is dan daar waar jy lang geel stukkie is. Okay, so ons gaan nou verder in dit inbeweeg. So Israel se geografiese ligging het dit belangrik gemaak as 'n handelsroete. Die Siriëse woestyn wat oos van Israel was, het beteken dat handelaars en leers uit die ooste Israel se grens moes oorsteek terwyl hulle tussen Asië, Afrika en Europa beweeg het. En die bergagtige gebied van basaltrots suidwes van die See van Galilea het die reisigers deur Jesreel en verder na Megiddo gelei. So ek gaan nou vir julle op die volgende ene sal ek vir julle wys waar Megiddo is, en dan was daar 'n groot hoofpad wat Palestina binnegekom het deur die Siriëse poort, so dis van Assirië se kant af, wat deur Damaskus oor die brug van Jakob se dogters en oor 'n basaldam na die meer van Galilea toe geloop het, en dan het dit suidwes geloop na die vlaktes van Megiddo, die kusvlakte deur Lida en Gaza na Egipte toe. So Israel was daai nou korridor gewees wat half soos almal moes hier op een of ander manier they had to move through this path. Oos was die Skeervallei, so julle sal sien, daar so in daai geel lyntjie is daar daai streepietjie, ek weet nie of julle kan sien, daar is so 'n streepietjie wat loop met dan soos 'n klein sirkeltjie of 'n klein ovaaltjie nie, so daar was daai skeer gewees, wat van noord af na suid toe na die Dooie See toe geloop het. So dit is juist daai aan die onderkant van die lang geel enetjies waar die Dooie See sit, en die skeur was daar gewees en die Dooie See sit hier aan die onderkant en die water loop so deur. Kyk, en dan wes was die Middellandse See. So as julle nou by die volgende prentjie kyk, ek weet nie hoe sigbaar hy gaan wees nie. Okay. So hy is baie klein, maar daar kan jy nou sien waar die lyn loop wat ons nou gehad het, en dan onder die Dooie See, soos wat ek vir julle gesê het, ekskuus, en dan dit is wat daai skeur is waarvan ons gepraat het, terwyl aan die linkerkant die Middellandse See is, en dan daar waar die geel lyntjie in die middel, of die sirkeltjie in die middel is, dis Megiddo waarvan ek gepraat het. So Megiddo was reg daar, as jy nou aan die groter kaart dink en jy dink aan daai ene waar Israel is, daar was Megiddo, en letterlik as jy nou op die prentjie kan sien, jy kan dit nie daarop sien nie, dan is daar so crossroads wat daar loop, want van watter ook al kant of jy wou gegaan het, dit was waar jy moes deurbeweeg het. Dit was soos, ek noem dit nou maar soos die highway gedeelte, dis waar al die handelsroutes en goed geloop het. Jene, jy's right, hè? Ek like it. Okay, daar verloor jy dit. Die oomblik was te groot. So, julle kan nou sien, en daar wil ek sommer, julle kan nou ook amper al sien, onder sien julle die Jerusalem, Bethlehem, Jericho, daar sien julle die rivier, die Jordaan rivier. So eintlik wil ek, as jy gaan vir my sal teruggaan na die vorige prentjie toe asseblief, jy is nou heel right, nou kan ek jou rondchant. So die vorige prentjie, het jy hom verloor. So nou, onthou nou, daar aan die linkerkant,
onder is aan die linkerkant is Egipte, né? So nou selfs net Egipte, ja, daar's hy. So as jy nou dink aan Egipte, daai wit gedeelte was die Rooi See ondertoe langs Egipte, links af daar, Red Sea. Okay, so nou moet jy onthou die Israeliete was in Egipte gewees, God het die Rooi See geskei, hulle het oorbeweeg na die woestyn toe, né? Daar sien julle waar berg Sinaï ook is, en dan as jy dan nou opbeweeg boontoe sien jy die River Jordan en Kanaan waar hulle in die beloofde land moes ingegaan het. So sien julle hoekom dit vir jou prentjie beter inkleer as jy so 'n bietjie meer van die kaart en die geografie verstaan van waarheen hulle gegaan het versus net amper of hulle het van hier af soontoe en soontoe gegaan, né? Dan kleer dit so 'n bietjie jou prentjie beter in. Okay, so Israel was dus by die kruispunt van die wêreld, soos wat ons nou gesien het, daar by daai Megiddo, dit was by die kruispunt van die wêreld gewees, en as jy ook mooi ingezoom het, of as jy nou gekyk het, so jy gesien het, al die gebeure wat ons baie van lees, soos wat ons kan sien, daar's Nasaret, 'n bietjie boontoe, daar's Nasaret, daar's Kapernaum, aan die linkerkant is Karmel, so die driehoekie is die berg, Mount Carmel, as jy sal dink aan waar, Jesaja, was dit, watter een was dit wat die vuur, dit was hy, ag help, was dit Jesaja wat gebid het dat die vuur moet kom en die altaar gebou het, en toe sy bang vir Jezebel, Jeremia, Elia, ag genade, julle seker julle wil van my luister om julle die Bybel te leer. Ek klink nou amper soos Toby wat sê Moses was op die ark. Ons almal het so I'm like, ek kan nie alleen afgaan nie, I'm going down, I'm taking you. Elia, baie dankie vir die hulp. So Mount Carmel, waar dit alles gebeur het, daar kan jy hom byvoorbeeld sien, dis Ou Testament. Nuwe Testament kan jy dan nou byvoorbeeld sien Nasaret, as jy afgaan ondertoe, nog 'n bietjie ondertoe, dan sien jy waar Bethel is, jy sien waar Jerusalem is, jy sien waar al daai plekke is waar alles gebeur het, en daar was een, gaan gou-gou vir my bietjie op asseblief lief, jy kan Samaria ook sien. So daarso is Samaria ook, en onthou Samaria was juis wat ons ook, of wat ons lees van die vrou wat by die put was, en Jesus het gesê, kom ons moet daar stop, alhoewel, that's not the way we go. So as jy daai prentjie in gedagte hou, en jy begin dan verder waar ons inzoom in Israel se geskiedenis in, dan begin jy sien waar dit alles plaasgevind het, né? En hoe dit alles in mekaar pas. So hulle was by daai kruispunt gewees met die handelsroetes wat uit al die rigtings aankom, en dan Megiddo die plek waar hulle almal ontmoet het, daar in die middel, en met uitsig oor daai kruispunt was die dorpie Nasaret, en soos wat die kommentaare sê, ongetwyfeld sou Jesus daar op die heuwel gesit het, en as hy daar op een van die heuwels, op een van die berge gesit het, he could literally see the world passing by. Nee, want dis waar almal verbygekom het, en dan sê Paulson in sy boek, dan sê, this location has spiritual significance. God was planting a people at a crossroads where they could be a model of the kingdom of heaven on earth. The whole world could see the blessing that comes when they obey. Ekskuus, daar het ek heeltemal verkeerd gegaan. Blessing when they obey, en dan obviously die teenstand when they disobey. So ja, ek het hom daar verkeerd getik, ek vra hom verskoning. And Israel's unique position is no accident. So op die einde van die dag moet ons dink, dis reg daar in die crossroads, wat Israel juis is, en wat hulle juis moes gekom het om te sê, this is what it looks like when a people follows God, and when they obey God, and when they do what he says. En toe ek dit gesien het, toe dink ek, dit is so typies ook in aansluiting met wat ons vanoggend gesê het, reg in die middel van die wêreld. Jesus is jy, and you're supposed to make that different. You're supposed to show them what it's like to live under the kingdom rule of God, né? En dit wys ons dat dit al hier van die begin af was, die plan gewees. Selfs as ons dink aan toe ons die tabernakel hanteer het, was dit laas jaar of die jaar voor het, wat ons gesê het, hier is hierdie wit tent in die middel van die stowwerige woestyn, so almal moes dit gesien het, you have to stand out, there must be a difference, jy is juis in die donker wêreld, né? So dit wys ons net weer eens hoe die Here werk, en wat die interne geografie van die beloofde land betref, is die noordelike deel wat die kruispunte van die wêreld bevat het, Galilea,
of dis ook hoekom hulle dit Galilea van die nasies noem. Galilee of Nations is wat hulle baie keer sê, want dit is waar almal deurgekom het en waar almal deurgegaan het in die internasionale gebeure. En die suidelike deel Judea was dan meer bergagtig gewees en dit was meer geïsoleerd van die res van die wêreld. So hulle het meer kenmerkende Joodse kultuur gehad, en dis waar Jerusalem die middelpunt in die hoofstad was, want hulle was meer afgesonder. Dit was nie soos Megiddo en Nasaret wat hier in die beweging is nie. Hulle was 'n bietjie meer afgesonder, so dis hoekom hulle meer afgesonderd fisies van die kulture ook hulle eie kultuur kon geskep het. En dan sê Paulsen ook, want onthou hy's 'n Europese skrywer, so en hoe hy verduidelik is hy sê the promised land is about the same size as Wales, but it includes every kind of climate and scenery. Wherever you live, there is somewhere in Israel that is just like home. The place most like England is just south of Tel Aviv. Carmel in the north is known as Little Switzerland, and just 10 minutes from Carmel you can sit down among palm trees. Prominent in the land is the River Jordan, which rises off Mount Hermon and runs north to south within the Rift Valley mentioned earlier, through the Sea of Galilee and down to the Dead Sea. A fertile plain surrounds its course. All the flora and fauna of Europe, Africa, and Asia can be found in Israel. Scots pines grow next to palm trees from the Sahara, and in biblical times the wild animals in the country included lions, bears, crocodiles, and camels, so it seems as if the whole world was somehow squeezed into one small country. En dit is soos as ons dink aan Dawid ook, wat het hy gesê, as daar leeu's gekom en dan het ek teen die leeu's geveg, nee? Selfs Samson, so verstaan, so ons dink nie in daai terme, want in vandag is dit hierso sekere diere, daar sekere diere, daar sekere diere, maar as ons die narratief ken en ons lees wat die Bybel vir ons sê, dan sien ons op die einde van die dag, alles was daar, en dit moes significant gewees het, want is juist God se plan gewees, om dit in hierdie plek te sit, that we could see it. Okay. So ons het reeds in die begin van ons stap deur die Bybel gesê, dat die Ou Testament oor die 2000 jaar se geskiedenis vir die eerste koms van Christus dek, en Genesis 1 tot 11 dek dan basies die prehistoriese deel, dis die skepping van die heelal, die sondeval, die vloed wat ons net klaar gemaak het, en aan die toring van Babel, waarin ons ook nou ingaan, en dan is die fokus op die mensdom as 'n geheel, maar die fokus verskuif dan na die goddelike lyn toe. So ons het reeds, as julle mooi kan onthou, toe ons by Kain en Abel stil gestaan het ons gesê, van hulle af al was daar die goddelose lyn en die goddelike lyn gewees, deur daar van die begin af, wat daar daai distinctiveness tussen die twee lyne was, wat ons obviously nog tot vandag toe kan trek, hulle wie God dien, en hulle wie God nie dien nie. Okay, so dis dan ook hoekom ons gesê het, dat dit moontlik is, dat Sem se nageslag laaste in hoofstuk 10 gelys was, omdat dit uit sy nageslag is wat die goddelike lyn sou voortbestaan, en omdat dit dan ook sy lyn was, wat basies die fokus word van die res van die boeke van die Bybel. Want ons lees nie dan meer so baie van die geskiedenis van die ander, tensy waar hulle in aanraking kom met actual Israel en met Sem se nageslag dan nie. Okay. Okay, so dan kan die geskiedenis van Israel, as ons vat van Genesis 1 tot Genesis 11, wat meer as 2000 jaar daai eerste dek, dan kan ons basies sê die geskiedenis van Israel, kan hulle van 2000 voor Christus af uiteensit, so hulle kan dit fisies op 'n chart uitsit, omdat daar dan al daai spesifieke geskiedkundige, nie net die Bybel nie, maar ander geskiedkundige bronne ook is, kan hulle al reeds van 2000 voor Christus af, kan hulle hom presies vir jou op 'n chart sit om te sê, dit is wat gebeur het, hier is Abraham geroep, hier was dit, hier is dit, hier is wat Abraham se nageslag gekom, dis hoe Israel gevorm is, alhoewel daai nasies eeue voor dit al reeds begin het, want die nasies het versprei na die vloed en na die toring van Babel. So al lees ons eers later, fisies van dis Israel, it already started happening in the 3 sons of Noah, where the division and the split came. Okay, so dan kan ons Genesis 11 lees, ons gaan net Genesis 11 vers 1 tot 9 doen vanaand, as my Bybel oopmaak, Genesis 9 vers 1 tot 11, okay. God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul, julle, ek lees 9 vers 11, dit sukkel, 9 vers 11, ek bedoel 11 vers 1,
Nee, kom ons maak die Bybel oop en ons lees net waar hy oop gaan. Dalk is dit 'n teken. Vanaand is nie my beste aand nie, nee. Okay, Genesis 11 vers 1, taalverwarring by Babel. Die hele aarde het een taal gehad en dieselfde woorde. So dit is nogals vir my, die feit dat hy sê dieselfde woorde is interessant, want ek dink baie keer soos ons praat partykeer en almal het soos hulle eie woorde vir sekere persoonlike goedjies, né? Soos dis seker nou nie die beste voorbeeld nie, maar ek weet soos Tannie Christel sê altyd, hulle het opgooi kokkemer genoem. En ek weet soos by ons, Sion noem dit pots, want ek sê kots en Stomie hou nie van kots nie, want hy sê dit is 'n lelike woord, maar dit is kots. Dit is wat dit is, né? En Sion het toe hy klein was, toe kon hy nie die doen nie, so hy sê hy pots. So weet so toe dink ek soos ons het kokkemer opgooi, kots, pots, ons almal het ons eie woordjie, maar die Bybel sê almal het nie net een taal gehad nie, hulle het dieselfde woorde gehad. So as ek gesê het pots, het almal geweet wat is pots. It wasn't necessary to describe it and to explain it, né? So almal het dieselfde taal gehad, almal het dieselfde woorde gehad. Met hulle trek na die ooste, kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar en gaan woon daar. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard. Die kleistene word toe hulle boustene en asfalt word hulle messelklei. So nou moet julle onthou wat ons gesê het van die asfaltberge en alles wat daar was, né? Okay. Hulle sê toe kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself naam maak, anders versprei ons oor die hele aarde. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toring te kyk wat die mensekinders bou, en die Here sê toe, kyk, dit is een volk en hulle almal het een taal, en dit is maar die begin van wat hulle kan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander se taal verstaan nie. Die Here het hulle toe daarvandaan oor die hele aarde versprei, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom word dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde versprei. So as julle mooi sal onthou, het ons in Genesis 10 spesifiek gepraat, ek wil hom nou net, want ek het hom nie in my notas ingetik nie, so ek wil hom net gou hierso soek, want ek wil vir julle terug verwys. Julle sal onthou in Genesis 10 het ons gesê, dat uit die nageslag van Sem, toe, waar is hy nou net, ek kom alweer, ek het nou opgeskraal en toe skraal ek nou af, was een van sy nageslag was Peleg, en in Peleg se tyd is die aarde versprei. En toe het ons gesê, dit verwys juist na Babel toe daai verspreiding, né? So dit was in Peleg se tyd gewees, wat hierdie als gebeur het. En as ons dan daarna kyk, dan moet ons in die eerste plek, ons gaan so stukkie stil staan, voor die vloed en direk na die vloed was daar net een taal gewees. Party van die studente sê dat dit moontlik Hebreëus was, maar daar's geen bewyse wat sê dit is wat dit was nie, en ek dink dit is dalk so semi-bevooroordeel, soos wat ons sal sê, ja, Afrikaans is die taal van die hemel, né? Soos, wat as dit Engels was, né? Want dit is tog die universal language, so ons sal nooit weet fisies wat daar heel eerste taal was, nie, en heel moontlik is dit nie soos ons taal nie, né? Soos wat ons vandag ken nie, want ons ken ook taalgeskiedenis en hoe taal verander en hoe hy groei en hoe hy uitbrei ensovoorts oor die tyd heen. En dan is dit baie van die wat hulle regtig ooreenstem en wat hulle regtig na verwys, veral ook as jy na argeologiese goed gaan kyk, is dat afhangende van, of maak nie saak of dit nou Engels, Afrikaans of Zulu of Sotho of Hebreëus of wat ook al kon gewees het nie, die kern is dat dit piktoraal was. So dit was nie noodwendig die kernletters soos wat ek en jy dit ken nie, maar eerder prentjies gewees, soos wat ons die, weet in die grotte en goed, die prentjies en daai tipe van goed kry. So hulle sê, maak nie saak wat die taal was nie, the understanding is dat dit meer piktoraal van aard was as wat dit noodwendig letters en woorde was soos wat ek en jy dit ken. Weereens, dis gebaseerd op wat hulle vind. We would not know what it was like there back in the beginning. So Pawson, hy is een van die sterk voorstanders daarvan dat dit die piktografie was, veral ook sê hy, omdat Hebreëus piktografie het. So hulle weet dat baie mense, en veral soos dit by die Hebreëse nuwe jaar kom en hulle sê dis nou jaar soveel, dan sal hulle sê maar die prentjie is 'n mond, of die prentjie is 'n hierdie, of die prentjie is 'n daardie. So omdat Hebreëus ook piktografie in het, is dit
dit dan ook een van die redes hoekom hulle sê, so dit kon ook moontlik daai eerste taal gewees het, alhoewel ons nie daai bevestiging het nie, maar dan aan die ander kant is daar ook Chinees, wat ons ken, wat vandag nog 'n piktograwe taal is, nee, hulle het nie A, B, C, D, E soos wat ons het, en ons gaan dan nou so 'n bietjie daarna kyk. So as ons na die begin kyk, dan moet ons besef dat hierdie dit is die volgende groot ding wat basies in die geskiedenis van die mensdom gebeur het, en dit was iets wat God eintlik diep geraak het, die bou van die toring van Babel. Dit was nie iets wat vir hom non-significant was, en dit was 'n groot ding, dit het hom diep geraak. In Engels sê hulle actually soos, it had to actually offend God, nee? En toe ek dit lees, toe dink ek het in die week, verlede week, toe stuur ek vir iemand, toe sê ek van, hoe cool is dit, of hoe amazing is dit van die Vader se liefde en van sy genade, dat soos ek is nie te veel vir hom nie, hy raak nie offended met my, in die sin van soos, weet, ek is nou te veel vir hom nie. En die feit dat ek sukkel is nou te veel vir hom nie. En die feit dat ek kwaad is vir hom oor iets wat gebeur het, of sukkel om my emosies te hanteer, he doesn't get offended at the fact that I do not understand him. Nee? En dis 'n amazing deel van sy genade aspek, en toe ek daai lees van, imagine how deeply this offended him, toe dink ek weer eens, net soos wat ons met die vloed geleer het, wat God gesê het, ek is spyt, ek het hulle gemaak, ek wil hulle uitwis, asof hulle nooit eers bestaan het nie, toe dink ek, imagine hoe deeply moes dit hom gegrief het. Net dat hulle dit gedoen het. En saam met dit ook dan weer een wys ons sy getrouheid, in die sin van, even al het dit hom diep gegrief, al het dit hom diep geraak, al was dit vir hom weer 'n keer 'n teleurstelling ten opsigte van die mensdom, het hy hulle nie weer uitgewis nie, so hy het toe reeds gestand gedoen aan sy belofte van, ek sal dit nie weer laat gebeur nie, nee? En sorry, ek het 'n gedagte wat in my kop opgepop het, wat ek net met julle gaan share, want ek dink dit is nogal cool, so, ja, het is wel nie completely unrelated nie, semi-unrelated, maar so ek volg baie van, julle kan gaan kyk ook soos Biblical Creation en Answers in Genesis en daai tipe van goed, en baie van hulle sal soos, as daar argeologiese vindinge en sulke goed is, dan sal hulle sê, juist dit bevestig, hierdie ding wat wetenskap ontdek het, bevestig eintlik dat die dinosourusse nie miljoene jare oud is nie, want dit is hoe dit werk, en toen, dis hoekom ek sê, dis nou so 'n random gedagte wat in my kop opkom, want baie van die mense sal sê, maar hoekom was daar nog nooit mense oorskot saam met dinosourusse gevind nie, nee, want dis wat hulle sal sê, as almal in die vloed dood gegaan het, sou daar nie net diere se bene gewees het, en nie daar so mense se bene ook gewees het, en toe het ek nou net gedink, maar God het gesê, ek gaan hulle uitwis, as if they never existed, nee, so, dit was net so light bulb moment wat nou opgekom het, en ek wil hom net met julle share, want God het nie gesê, hy wil die diere uitwis, asof hulle nog nooit bestaan het nie, hy wou die mensdom uitwis, asof completely blotted out, onthou hulle wat ons na die Hebreëse beskrywing het, so it will be as if they never existed, because that's the extent of God's judgment, nee, so, maar okay, so dis hoekom ek sê, dit is 'n semi afgedwaal, nee, maar ek en myself, maar dis cool, nee, die Here is cool, okay, waar is ek nou? Okay, so die mense wou 'n toring bou wat tot in God se hemelsfeer gestrek het, want hulle het sê, kom ons bou waarvan die bopunt in die hemel is, en ons wil vir ons 'n naam maak, en in wese kan jy sê, dit is half om die hemel uit te daag, dis amper dieselfde so selfs met Lucifer, van, but I want to be higher, I want to be like God, ek wil op daai verhewe plek wees, ek wil tot in daai plek kom, so dis 'n uitdaag eintlik van dit, dis 'n direkte konfrontasie met dit, en die teks sê spesifiek, hulle wou vir hulle self 'n naam gebou het, hulle wou hierdie groot toring gebou het, sodat almal sou weet wie hulle is, né? So dis absoluut daai prideful aspect wat alweer inkom, en die Hebreëse woord vir toring wat gebruik word is migdal of migdala, en as julle sal onthou van toe ons die mure van Jerigo gedoen het, was een van die name van God Migdal-os gewees, wat gesê het, the Lord is my strong tower, hy is my veilige vesting. So dit is daai migdal woord, en toe ek daaraan dink, daai woord het beskryf dat, of Migdal-os as God se naam, het beskryf dat God vir ons soos 'n place of refuge is, hy is 'n veilige plek, hy is 'n defense vir ons kan hom toe hardloop, nee, the name of the Lord is a strong tower, nee, julle ken nou liedjie, and the righteous run into it, and they are safe, nee, en toe dink ek, dit wys weer vir ons, daai aspek van, ek sit my hoop in iets anders as in God, want nou bou ek 'n toring, that I want to be not only a name for myself, maar dit gaan my vesting wees, dit gaan my refuge wees, dit gaan my blyplek wees, en nie die actual
Here nie, nê? So dit het my so laat dink aan tipies dit en selfs waarmee ons besig is en volgende week as die Here se wil is wat ons oor Mammon praat en om jou geloof en jou vertroue in Mammon te sit eerder as om dit in God te sit en dis presies dieselfde. Hierso het hulle 'n ander toring, 'n ander vesting gebou instead of running to the one true tower that already created them and already loves them, nê? So hoewel die Bybel nie vir ons sê hoe die toring van Babel gelyk het nie, hy sê net dat dit 'n migdala was, so dit was 'n toring gewees of dit was 'n fortress gewees, weet ons wel dat God ingegryp het voordat die bouprojek voltooi is. So van die studente sê dat die toring nog nie klaar was teen die tyd toe God dit gesien het nie. Van die ander sê as hulle die woorde lees, dan beteken dit die toring was klaar, maar die stad was nie klaar gewees nie. So hulle is so 'n bietjie divided op hoe dit is, but needless to say, ons weet nie hoe hy gelyk het nie. En ons weet ook nie wat daai presiese oomblik was wat God ingegryp het nie. Ons weet hulle was besig om dit te bou en toe sê God nie, maar dit is nie goed wat hulle besig is om te doen nie. Maak nie saak hoe ook al dit sy nie. En ons kan net dink hoe hulle planne sou gelyk het, want ons moet onthou hulle kon 'n enorme stad ontwerp het. Hulle kon hierdie great planne gehad het. Julle weet hoe hulle vandag so mos dan die wat noem hulle dit 'n simulation maak van dit is hoe wat die plan is, hoe hy gebou gaan word. En hulle kon dalk 'n plan gehad het soos een van die kommentaare sê wat hulle 1000 jaar sou vat om te bou, want hulle reference is voor die vloed het mense honderde jare gebou. So dit is nie van ons moet vandag die toring klaar kry want hulle kon so 'n groot projek beplan het, want die woord het gesê, wat ook al hulle beplan sal hulle kan doen, omdat hulle saam is en een taal praat. So hulle kon daai frame of reference gehad het van, okay, ek het nie net 'n 60 jaar lifespan nie, weet ons voorouers het 2, 3, 4, 500 jaar geleef, so ons kan baie doen, en ons kan groot gaan, want ons het baie tyd tot ons beskikking. So ons weet nie wat hulle planne was nie, ons weet nie wat die gedagte was rondom dit nie, en hulle het heel moontlik verwag dat hulle baie meer tyd het as wat hulle het. En is ook moontlik dat hulle unieke boumateriaal gehad het wat nie noodwendig voor die vloed beskikbaar was nie. Want onthou die vloed het die water van onderaf Hallo, okay, we are back, okay, hoe was dit nou? So hulle boumateriaal, omdat dit juis op die waters van onder die fontein afgekom het, omdat ons weet dat die hele aarde significantly verander het, so daar was moontlik sekere materiale wat beskikbaar was, wat nie noodwendig voor die tyd beskikbaar was nie, alhoewel ons ook weet dat unieke materiale voor die tyd beskikbaar moes gewees het, van hoe Noag die ark gebou het, en hoe hy hom geseël het, ensovoorts, ensovoorts. En daar is natuurlik van die studente, ek het in hierdie week, verlede week ergens, het ek ook 'n video gekyk van iemand wat sê dat ons, en sy train of thought is vir my nogals intriguing, want hy sê byvoorbeeld, ons word geleer van Pangea, nee, alles was een superkontinent en toe het alles mos nou uitmekaar uitgeskuif. Toe sê, maar as jy mooi dink aan wat God in Genesis 1 gesê het, sê dat hy het die water op een plek en hy die aarde op 'n ander plek gesit, nê? So dit sê die water was hier en die aarde was daar, toe sê, en toe kom die vloed en toe bedek dit die hele aarde, toe sê, so sy train of thought of sy, wat hy half soos jou wil, soos, hier's ook 'n moontlikheid, is dat die aarde nie noodwendig uitmekaar uitgeskeer het nie, want dis nog steeds, the valleys are just filled with waters now. En toe dink ek dit maak nogal sin, want onthou toe ons O of God gedoen het, het ek vir julle daai een video gewys van wat hulle gesê het, wat daar's 'n hoër berg onder die water as wat Mount Everest hoog is. So toe dink ek dit maak actually sin, that it didn't necessarily tear apart and move, die water het net in die lae plekke inbeweeg, en nou lyk dit vir ons asof hierso's 'n landjie, daar's 'n landjie, daar's 'n landjie, en daar is eilande wat ook bestaan, but if you look below the water, dan is daar, want hy sê, wat het jy onder die water? Daar's nie niks nie, nee? Daar's grond onder die water. So dit was ook nogal 'n intriguing thought gewees, maar op die einde van die dag weet ons dat die natuur en dit wat natuurlik beskikbaar was, significantly verander het
na die vloed, want die vloed het alles kon verander soos wat dit was. So daardie materiale soos wat ons dan van gelees het, het hulle dan op kleistene uitgemaak, hulle het dit gebak, hulle het heeltemal anders begin bou, en as die planne by Babel so groot was, dan wat baie mense ook vra is, hoekom vind ons vandag geen oorblyfsels nie, selfs waar hulle gaan kyk, daar is mense wat sekere stukke opgrawe, dan is dit nou weer waar hulle sê, onthou God het gekom en het sê, maar ek gaan hulle werk stop. So, daar is nie 'n volledige ding om te excavate of om te kry nie, want God het dit juist gestop voordat dit tot vervulling gekom het en voordat hy heeltemal afgehandel is. En hulle was nog besig om dit te doen, so God het gekom en hy het dit geëindig. En as ons kyk na al daai materiale wat gelys word en ons kyk na die intensie wat hulle gehad het, dan kan 'n mens sê dat hulle plan was nie dat die toring net tydelik moet wees nie. Hulle plan was dat hierdie ding moet groot wees en hy moet kind of forever kan hou en hy moet ons tot in die hemele vat, tipe van 'n ding. En die argeoloë wat die oudste geboue in daai algemene gebied bestudeer, neem dan aan dat die toring van Babel soos 'n ziggurat gelyk het. En 'n ziggurat was basies 'n groot baksteenstruktuur met trappe wat hemelwaarts gestrek het en boop was daar gewoonlik astrologiese tekens. So ek het daar vir julle 'n paar prentjies, so dis hoe van die mense. Die linkerkant se boonste en die onderste een is artists depictions van wat hulle dink hoe hy sou gelyk het, maar as jy kyk na die argeologiese opgrawings in die omgewing, dan lyk dit meer soos die onderste en die boonste een, so dis hoekom hulle sê, omdat dit is wat in hierdie area gebou is, maybe this, want onthou mense dra mos maar oor en hulle dra kennis oor, so maybe this is what it could have looked like. Ek dink daar's nog 'n prentjie op die volgende een, dink ek is daar nog 'n prentjie. So daai is soos 'n reconstructed version van wat hulle sê wat dit moontlik ook van kon gelyk het. Daar was hierdie stukke gewees, maar dan was daar die trappe wat jy hoor gevat het. So dis nie argumentsonthulwe soos die Tower of Pisa nie, of soos die Eiffel Tower, of so iets nie, dit was fisies iets wat jy kon opbeweeg het, boontoe, en wat hulle nou ontdek het, is dan dat daar astrologiese tekens op baie van hierdie ziggurats was, maar dis nie te sê dat die astrologiese tekens noodwendig op Babelsin was nie, want ek dink ergens te sê, gaan ek dit later vir julle lees, dit is eers later toe Boeddha en al daai goed ingekom het, en die Griekse mitologie, wat sterrekunde en al daai goed meer significant geword het in die geskiedenis. So Answers in Genesis skryf die volgende, hulle sê, without much evidence to restrain them, the imagination of artists has run wild. Who knows, perhaps their fanciful designs are closer to the original than the speculations of archaeologists. However, we can't just study later buildings and calculate backwards because the people at Babel had a unique opportunity. The incredible engineering skills of mankind were together in one place, but when God split them up, each family took their talents with them. So the later founders of Babylon and Egypt lacked the expertise of their forefathers. Want onthou, dit is 'n gedeelte van hierdie mense wat bymekaar was, hulle almal het dieselfde taal gepraat, hulle almal het dieselfde woorde gehad, so hulle almal wat ook al hulle gawe was en wat hulle talent was, it was represented there. En toe versprei almal oralste, so nou is ek beperk tot dit wat ek weet en jou talent kan my nie meer help nie. So daar is tog wat ons moet in ag neem dat, though it maybe gives us an idea, dit nog steeds nie vir ons die volle prentjie gee van hoe hy kon gelyk het nie. Okay. Paulson skryf ook dat selfs ons op die ziggurat instem en sê dit dat dit moontlik is wat hulle kon gebou het, of dat dit die vorm is, of die design dalk moontlik kon gewees het, dan sê hy dat die doel nie so seer was om sterre te aanbid nie, maar eerder om hulle eie mag en grootheid te wys, want dit was daai praat vir ons wil 'n naam maak vir onsself. So dis nie van ons wil noodwendig 'n ander God aanbid nie, dis ek wil groot wees en ek wil hierdie groot toring bou sodat almal weet hoe groot en hoe goed en hoe sterk ek is. I need to project my greatness, meer as wat dit 'n altaar of 'n offer of 'n ding vir 'n afgod was. Okay. So vers 2, wat gesê dat soos wat hulle ooswaarts beweeg het, dit verwys nie noodwendig na letterlik elke liewe persoon op aarde nie, dat hoeveel ook al 1000 hulle op daai tydstip was, dat almal soontoe beweeg het nie, maar dit definitief kommunikeer dat 'n redelike groot groep van hulle soontoe beweeg het, en dat hulle op daardie stadium, wat baie van die studente sê, is dat dit heel waarskynlik deur Nimrod gelei was. Julle sal onthou, ons het by Nimrod se naam ook stil gestaan die vorige ronde, alhoewel van die mense
mense sê dat omdat Nimrod Babylonia gestig het, sê hulle dat Nimrod nie noodwendig die hoofleier was nie, there's a possibility that he was the main culprit, maar omdat die skrif sê, hulle het sê, kom ons praat met ons wil vir ons 'n toring bou, that he was part of the group and not necessarily the leader until later when he built Babylon for himself. So, maar Nimrod nietemin speel 'n baie groot rol in Babylonia se geskiedenis en ook hulle dealings met Israel. So Nimrod, die stad Babylonia en die vallei of die vlakte waarin hulle getrek het, wat ons gesien het wat Sinar was, trek almal ons aandag, want dit verteenwoordig Satan se pogings deur die mense sy agente gebruik om God se planne teen te staan en te vernietig. Want onthou, daar was die hele tyd daai goddelose lyn en die goddelike lyn. En die goddelose lyn het die hele tyd probeer wat? Verhoed dat die goddelike lyn kan kom, want dan verhoed dit dat Jesus kom, né? En dan wen die vyand nie. Okay. So God het sy prins en sy stad, Jesus, ons weet, en Satan het ook 'n prins en Satan het ook 'n stad, né? Geestelik en fisies. Hierdie opponerende prins met hulle stede beset die meeste van die bladsye van die Bybel, want dit is daai lyn wat teen mekaar afgespeel word, en die laaste bladsye van die boek in Openbaring openbaar dan die triomf van Immanuel en Jerusalem juis oor die Antichrist en Babylon. Want onthou, baie in Openbaring verwys na Babylon en na die Antichrist. Ons sien al hier van die toring van Babel af hoe dit begin establish word, en die feit dat daar dan in vers 4 sê, hulle sê toe, dit wys vir ons die onmiskenbare boosheid van al die mense se harte. Een kommentator sê, hulle verstaan nie, hoekom het Noag, want julle sal nou as ons bietjie by die tydlyn stil staan, hoekom het Noag nie weer die mense gewaarsku nie, né? Want in die vloed se tyd het hulle moontlik gewaarsku en gesê die vloed kom en die een seun se naam was dat daar gaan oordeel wees, so they did know judgment is coming, en dan is dit amper soos ons lees nie dat enige iemand iets gedoen het in die tydsverloop to prevent it nie. Nee, ons lees dit nie in die Bybel, ons lees dit van hierdie toring wat gebou word, en waar hulle uit hierdie boosheid kom, en hulle het eintlik geen ag geslaan op wat God wou hê nie. So in hierdie vers vind ons die saadbedding van alle rebellie teen God, of dit toe was en of dit nou is, en daarom was dit die heel eerste georganiseerde rebellie teenoor God. Die Here het vir Noag en sy seuns gesê om vrugbaar te wees, om te vermeerder, die aarde te vul, onthou toe hulle uit die ark uitgekom het, wat hy weer die verbond met hulle gesluit het, en nou doen hierdie groep mense, of hulle nou fisies volgelinge van Nimrod was, en of Nimrod net deel van hulle was, en hulle doen die teenoorgestelde. Die Here wou gehad het, hulle moet die aarde gaan vul, die Here wou gehad het, hulle moet versprei, maar hierdie rebel het gesê, ons wil nie doen wat God wil hê nie, en ons sien dit spesifiek in die vers wat ons gelees het, want die Amplified sê, they said, come let us build a city for ourselves, and a tower whose top will reach into the heavens, and let us make a famous name for ourselves, so that we will not be scattered into separate groups and be dispersed over the surface of the entire earth as the Lord instructed. So hulle het geweet, God se opdrag was, vermeerder en vul die aarde, versprei. En hulle was soos, nee, kom ons bou vir ons 'n toring, dan hoef ons nie te versprei nie, soos wat God gesê het nie. Dis hoekom ons sê, dit is georganiseerde rebellie. Dis nie per ongeluk nie, né? They chose blatantly to go against the command of God, toe hulle die toring van Babel. En dit maak dan ook sin hoekom dit God so diep geraak het. Because I gave you one, né? I gave you one thing, you had one thing to do, and you chose to do exactly the opposite, né? En doelbewus, want jy wou jouself bo my verhef het, okay? So ons sien dan in vers 5, die mens regeer, maar God oorheers op die einde. Hoe sê ons altyd, die mens ons wik, maar God beskik, want hulle het sê, kom ons doen dit, maar wat sê dit dan? God het neergedaal, en hy het gesê, nee, ek hou nie van hierdie nie, kom ons verander dit. So maak nie ook wat die mens in sy hart beplan nie, God is nog steeds die heerser, and he sees to what's happening, and he allows whatever is happening, or he stops whatever is happening, hoe ook al dit in sy plan van die eeue inpas, né? So ons sien in vers 5, of die feit dat God in vers 6 gesê dat die mense een volk en een taal is, beteken dat dit eintlik die wil van God was, want dis hoe hulle geskep het. So die wil van God was dat almal in eenheid moet wees. Dit was dat hulle sterk in, nee, eenheid is sterker as enkele mense op hulle eie, en ons sien dit was God se hart. En dit voorspel ook wat Jesus in Johannes 15 gebid het, want wat was die vers wat ons vanoggend gesê het? Laat hulle een wees, soos wat ons een is. So eintlik sien ons dat al in Genesis, God wanted the people to be one, but to be one for his purpose. And what did the people do? They turned and they made themselves one for their own purpose, né? So ons sien dat selfs in die fisiese, die feit dat almal een taal en dieselfde woorde gehad het, was dit God se hart dat daar eenheid moet wees.
maar net nie vir die redes waarvoor die mense dit te pursue het nie. So dit wys vir ons ook die werklike krag van eenheid, want op die einde van die dag was God se woorde, wie weet waar hulle gaan eindig, nê? As dit is wat hulle nou kan doen, is daar kan hulle nie gestop word nie. En ja, dit is die negatiewe kant van dit, maar dit moet vir ons aan die ander kant wys, dat wanneer ons as kinders van God genuine eenheid saam beweeg, tot wat is ons in staat, nê? Dat as hulle in goddeloosheid 'n eenheid kon gevorm het wat God gesê, daar's geen einde aan wat hulle kan doen nie. Imagine if in godliness we find our unity, there will be no ends. Dis hoekom ek dink Jesus gesê het, wat you will do greater works than I did, if you are one, as julle in daai eenheid is. So dit wys eintlik vir ons die potensiaal wat God in ons geplaas het vir sy koninkryk se ontwikkeling, nê? So dis 'n bietjie van 'n ander ding en hoe belangrik eenheid dan eintlik is, en niks sal vir die mens dan onmoontlik wees nie, maar in hulle gevalle natuur en trots, in plaas daarvan om in eenheid met mekaar en belangriker eenheid met God te wees, het hulle gekies om teen God te rebelleer, en die suggestie word gemaak dat hulle rebellie dan sou toeneem ook, want dit is waarop hulle gebou het, dis waarop hulle geteer het, en in vers 7 het ons gelees dat God gesê het, kom laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat die een nie die ander een se taal verstaan nie. So die voornaamwoord ons bevestig weer eens vir ons die drie eenheid, want dit is presies dieselfde soos kom ons maak die mens in ons beeld, sien ons kom ons gaan af en ons gaan kyk wat doen die mense kinders, en toe die Here gekies het om die tale te ontwrig, sê geleerdes dat daar ten minste 100 of meer tale in daai oomblik ingebring is. Obviously we will not know the specifics, maar dis nou as hulle terugkyk na wat die antieke tale was in die geskiedenis wat wel getrek kan word, en dit het dit dan vir hulle onmoontlik gemaak om saam te werk. En ek weet in een van Sion se kinderbybels oor die toring van Babel, dan sê hulle dat imagine jy vra nou vir 'n hamer en die ou gee vir jou 'n spyker, of jy vra vir die ding om te pleister en hulle gee vir jou, ek weet nie, hulle gee dalk vir jou 'n regte pleister vir 'n seer, of wat ook al die geval mag wees. Jy kan nie so saamwerk if we do not understand one. En ek dink dit kan ons vandag nog van getuig, nê, lost in translation, it does not work. So God het absoluut dit kom verwar, en toe het ek ook nogals toe ons dit gesit het, toe het ek gedink aan die tongues of fire op Pinksterdag. Toe dink ek so, God wou eenheid gehad het, he disrupted the languages, and then he came with tongues of fire to bring godly unity again. Nee? So ons sien reg deur hoe God actually gewerk het, en hoe hy sy plan in werking gesit het, en weer eens God se bedoeling, eenheid, goddelike eenheid, binne sy wil, binne sy gees, in hom, hy en ons, en Paulus skryf ook dat die toring van Babel, hierdie daad waarvan ons in vers 7 lees, sê hy, so God gave the gift of tongues, actually for the first time, want hy tale gegee, nee, but it was to confuse the people, not to unite them, soos wat dit in die boek van Handelinge was nie. They could no longer understand each other, and from then on humanity split, scattering and speaking different languages. So uit vers 8 is dit duidelik dat hulle wat dieselfde taal gepraat het, saamgespan het en ergens anders gegaan het. Dis ook wat ons verlede keer in hoofstuk 10 gelees het, hulle het met hulle volk, met hulle familiegroep en met hulle eie taal het hulle na hulle eie land. Onthou julle, ons het so stil gestaan by elke vers wat gesê het hulle eie taal en hulle eie mense en hulle eie familie. So dit blyk dat die familiegroepe mekaar verstaan het, want die familiegroep met hulle taal het na 'n plek toe gegaan. En so het hulle versprei, en hulle elkeen het dan so hulle self gaan vestig, en dan is daar natuurlik, soos wat ek gesê het, beweringe dat die toring kon klaar gewees het, nie die stad nie, of nie een van die twee kon klaar gewees het nie, en daarom sê vers 9 is die naam van die stad Babel, want die Here het die taal van die hele aarde verwar, en hy die mense versprei. He gave the command that they were supposed to disperse, they didn't want to, so he made them, nee, as ek dit nou so dood eenvoudig kan stel. So die naam Babel beteken verwarring. Babel is ook die Hebreëse naam vir Babylon, die toring van Babel, en die stad self het alles hulle oorsprong hier gehad, in daardie doelbewuste, vasberade, entoesiastiese verhewendheid teenoor God, en daai vyhandigheid teenoor God en sy doel wat hy wil hê, en dat hulle self vir die hele aarde moes versprei het, en dan sê die skrywer soos dis ook waar die kern van alle rebellie teenoor God lê, wat ook al gedagte, raad of woord ook al sy inspirasie kry, al is dit net in 'n oneindige mate van antagonisme teen die gees van God, dan is dit sonde. So, as God vir my gesê het om iets te doen, en ek is soos, maar ek gaan dit nie doen, ek gaan die teenoorgestelde doen. Al is dit nie eers
'n legit sonde nie, al is dit net iets van God sê, jy moet rus, argument in taalwe, en jy is soos, ek sal nie rus nie, then you opposing him, so dis rebellie in jou hart, nee, dis nie altyd net die breë wegse goedjies nie, as ek dit so kan stel, nee, it boils back down to the intent of our hearts, en waarin ons gefokus is, okay, maar dan natuurlik, soos wat ons gesien het, God sal uiteindelik nog steeds oorheers, en ons weet, soos die boek van Openbaring sê, hulle is besig om hulle plannetjies te maak, en hulle is spreekwoordelik besig om hulle torentjies te bou, maar daar gaan 'n dag kom wat God weer gaan afkom, and he will have the final say, nee, so ons kan uitsien na dit toe wat daai finale triomf gaan wees, en Barnes skryf, in sy kommentaar, the dispersion of mankind at the same time put an end to the ambition projects of the few they left off to build the city. It is probable that the people began to see through the plausible veil which the leaders had cast over their selfish ends. The city would henceforth be abandoned to the immediate party of Nimrod. This would interrupt for a time the building of the city. Its dwellings would probably be even too numerous for its remaining inhabitants, and the city received the name of Babel or confusion from the remarkable event which had interrupted its progress for a time. This passage then explains the table of nations, onthou Genesis 10, it explains the table of nations in which they are said to be distinguished not merely by birth and land, but everyone after his own tongue. It is therefore attached to the table as a needful appendix and thus completes the history of the nations so far as it is carried on by the Bible. At this point, the line of history leaves the universal and by a rapid contraction narrows itself into the individual in the person of him who is to be ultimately the parent of a chosen seed, in which the knowledge of God and of his truth is to be preserved amidst the degeneracy of the nations into the ignorance and error which are the natural offspring of sin. So dis daar wat hy net sê, kom God en hy streamline hom. Nou hierso is die uiteindelike een toe, en daar staan 'n baie interessante voetnota by die verhaal van Babel, vir alles ons ooreenstem met Genesis 10 en waarheen almal gegaan het, want onder die mense wat by Babel verstrooi was, was daar 'n groep wat oor die berge in die ooste geklim het, as julle sal gaan vergelyk met Genesis 10, en hulle het toe uiteindelik, dit sê, hulle het hulle self toe gevestig, toe hulle die see bereik het, onthou wat ons sê, daar was daai spesifieke groep wat see toe gegaan het, en hulle het dan uiteindelik die groot nasie van China geword, en die Chinese kultuur kan ook in hulle geskiedenis teruggetreis word tot op daai punt in geskiedenis, as jy in hulle geskiedenisboeke gaan lees. So hulle het die gebied van Babel verlaat voordat spykerskrif alfabet A, B, C, D en die beeldtaal van Egipte vervang het. So alle tale was beeldend tot daardie tyd, en ons sien dit ook in die manier hoe China hulle sin gevat het, en dat jy in Chinees actually die hele Genesis 1 tot 11 kan trace net met 'n paar woorde. Ek gaan dit nou vir julle sê, so jy kan, as jy 'n paar woorde vat, kan jy die hele Genesis 1 tot 11, kan jy dit opsom in 'n paar van hulle woorde. So ek het dit vir julle op die bord, die Chinese woord vir skep, create. Daar het jy my China gemis. Okay, so die Chinese woord vir skep of create bestaan uit die beelde vir modder, lewe en iemand wat loop. So jy kan fisies en van praat, so daar sê hulle to create means to speak, dust, en wat het God gesê? Hy het gespreek, en toe kom die hele skepping in, en hy het die mens wat gemaak? Hy het die mens uit die stof van die aarde gemaak, nee? En dan he breathed the breath of life into them, nee? Dis wat hy met die mens gedoen het, and then the person could walk, die persoon het geleef. So daar so sien ons klaar, wat is creation volgens hulle? The Genesis account, nee? So ons sien dit, dan sien ons die woord vir duiwel, dit bestaan uit 'n man, 'n tuin, en, waar was ek nou, het ek myself hierso, die beeldjie vir 'n geheim, so dit verwys na 'n geheime persoon in die tuin, want dit is wat hy gedoen het, nee, hy was daar gewees, so ons sien daar's 'n geheim, weer eens daar's lewe betrokke, daar's 'n mens, en daar was 'n tuin gewees, so ons sien die hele storie van die mens is in die tuin, daar was iets verborge in die tuin, dit was die slang gewees, hy het gekom en hy het met die mense gepraat, and the whole life was reconstructed from there on, okay, so dis hulle woordjie vir duiwel, dan sien hulle dit. Dan as jy kyk na tempter of versoeker, dan bestaan dit uit die duiwel prentjie wat ons nou klaar gesê het, plus dan kry jy bome en 'n beeldverskuiling bymekaar. En ons weet daar was wat, die boom
van lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. So ons sien dat even die tempter trek dit ook deur daai hele narratief van wat actually gebeur het, hoe Satan vir Eva verlei het en. Okay? En dan sien ons hulle woord vir boot bestaan uit 'n houer, 'n mond en 'n nommer 8. So 'n boot in die Chinese taal is 'n vaartuig vir 8 mense. Hoeveel mense was op Noag se ark? 8 mense. So ons sien dat heeltemal daarso dis 'n vessel uit and people. So selfs as jy na die Chinese taal kyk wat hulle gebruik, dan kan jy die hele Genesis verhaal kan jy opsom in dit. En dis hoekom hulle dan ook sê dat moontlik was die oorspronklike taal meer piktografies van aard, want dit word oorgedra en dis ook hoekom jy sien waar die Chinese daar van Babel af deur in China opgeëindig het and they started communicating the history of mankind. So selfs Chinese het oorspronklik God gedien, because they came from there, they knew the narrative, they knew what happened. So dis nogal cool, né? Om dit actually so te sien. Waar is ek nou? So ons kan die hele Genesis 1 tot 11 rekonstrueer uit die beeldtaal in China. China. So is amper klaar. Toe hierdie mense vir die eerste keer in China aangekom het hulle basies ook eintlik in een God geglo en hy was die maker van die hemel en die aarde, want dis wat ons gesien het van create, dat dit is hoe creation begin het. En dit was eers na Confucius en Buddha. Tog. Kan ons nou opgee? So dis eers toe Confucius en Buddha in die prentjie gekom het, wat afgoderry in die prentjie gekom het. Dit was nie direk daar by Babel wat afgoderry noodwendig ingekom het nie, en dis 'n onafhanklike bevestiging buite die Bybel van wat actually gebeur het en hoe die mense versprei het. En ek gaan nie daarby stil staan nie. Ek dink daar's ergens ook 'n prentjie van 'n sirkeltjie en ook so 'n so daai is die, laat ek nou net, want die Aztecs, hulle weet die Aztecs wat hulle sê wat ook die piramides en gebou het, die vroeëre baie slim mense. So hulle sê dat jy actually vanuit hulle geskrifte ook kan sien hoe die verspreiding van die aarde gekom het. En daar is actually 'n ou wat 'n studie gedoen het op DNA wat in gebeendere en goed gevind is en hoe dat die DNA en die tydlyn en alles ook inpas met die Bybelse narratief van wat alles tussen Genesis 1 tot Genesis 11 gebeur het. So dis ek sê die hele wetenskap, alles, it confirms everything that the Bible is saying. They just don't want to accept it. Nee? So ek gaan nie daai deel vir julle lees want ek is al 'n bietjie oor my tyd. Ek gaan nou net vir julle afsluit met 'n paar random interessante feite ten opsigte van die toring van Babel. Noag was heel moontlik en most probably was hy lewend tydens die gebeure by die toring van Babel, want in Genesis 9 leer ons dat Noag 350 jaar na die vloed geleef het en hy het gesterf toe hy 950 jaar oud is, maar dan as ons in Genesis 11 vers 10 lees, dan kry ons baie leidrade ten opsigte van die tydlyn, en Sem se seun Arpaksad is 2 jaar na die vloed gebore. Soos ons aanvaar dat elke afstammeling 'n vader-seun verhouding is, so dit beteken hulle het nie generasies geskiep nie, dis vader-seun direk op mekaar, wat ons ook ander bevestigings van sien reg deur die Bybel as ons die genealogie mos so volg en lees. Dan vind ons uit dat die ou met die naam Peleg, wat ons nou van gepraat het, 101 jaar na die vloed gebore is, en ons word ook vertel dat Peleg 239 jaar lank geleef het, so hy is 340 jaar na die vloed oorlede, waar Noag eers 350 jaar na die vloed oorlede is, en in Peleg se tyd is die aarde versprei. So Noag het geleef ten tye van die toring van Babel. En dis hoekom baie mense sê, okay, so hoekom het hy niks gedoen nie? Hoekom het hy nie weer gewaarsku nie? En maybe God told him not to do it, nee? Want God ken die einde van voor die begin af, so he knew what he would have to do. Ons het nie al die antwoorde nie, nee? En ons weet dat in Peleg se tyd het dit versprei, en dit was definitief nie weer waters of iets wat verwoesting gebring het nie. Die enigste verspreiding of dispersion wat gebeur het, was die tale wat disperse het. So Noag het in daai tyd geleef. Dan lees ons ook dat Abraham in daai tyd kon geleef het, as ons ook die tyd leef. So dit beteken Noag en Abraham
maybe knew each other or knew about each other, want hulle het in dieselfde tydlyn wat hulle geleef het, want die tydlyn in Genesis 11, soos wat ons nou net gesê het, as ons aanneem dat dit elke liewe geslag is, sien ons dat Abraham 292 jaar na die vloed gebore is, so dis 58 jaar voor Noag se dood, toe is Abraham al gebore. So ons sien hoe hulle in dieselfde tyd, en partykeer lees ons dit so asof hulle na mekaar was, né? So ek gaan ook kyk om volgende jaar vir julle, volgende jaar, volgende week, so tydlyn te sit van al daai mense, sodat ons kan sien wie het in wie se tyd actually geleef, want ons lees net 900 jaar in hierdie jaar, en ons connect nie altyd die dots nie, né? So, wat sê ek hierso, dis redelik om aan te neem, Abraham het beide die toring van Babel, het hy daarvan geweet, of hy dit even gewitness, en soos wat ons nou gesien het, waar lê naby Babel, lei ons ook af dat everything happened there, en dat hulle deel van die was wat daar gebly het, en Noag se pa Lamech, Set, wat Adam se seun was, het hy ook moontlik geken, of hy het dan, wat beteken hy kon 'n tweedehandse weergawe van alles wat in die tuin van Eden gebeur het, ook gekry het, as ons kyk na hoe lank hulle almal, so Abraham, as ons dan lees van Abraham was a man of faith, where did his faith come from, hy het die mense geken, waar significant goed, of daar was oordraging gewees, baie nouer aan mekaar verband, as wat ons op die einde van die dag aanneem, of dink as ons net lees. So ja, waar is ons nou? En dan sê hulle die toring van Babel kon enige plek tussen 101 jaar na die vloed, tot 340 jaar na die vloed gebeur het, in daai timeline, wat hy kon gebeur het. So, dis 'n paar interessante goedjies, die opsomming van dit, 2 temas oorheers die hoofstukke van Genesis, van die sondeval af sien ons beide menslike trots, en God se reaksie van geregtigheid en genade. Hy het geregtigheid aan Adam en Eva bewys, deur hulle uit die tuin uit te verban, en vir hulle te sê dat hulle eendag sou sterf, maar ook genade deur vir hulle bedekking te gee, onthou, want hy het hulle, as julle dink selfs aan die devil en die covering, die bedekking deel van dit, wat het hy gedoen toe hulle sondig het? Hy het vir hulle klere gemaak uit die dierevel uit, né? So ons sien God se genade in dit. Hy het geregtigheid aan Kain bewys deur hom tot 'n swerwer te veroordeel, maar hy het hom genade bewys deur 'n merk op hom te plaas sodat niemand hom sou doodmaak nie, as julle mooi kan onthou. Hy het die geslag van Henog gestraf, alhoewel hy nie Henog self gestraf het nie, maar ons sien ook sy genade in die feit dat hy Noag en sy gesin gered het. So die heeltyd is daar hierdie die geregtigheid en die genade, die geregtigheid en die genade. Nie een keer kry jy die twee apart van mekaar nie. God se genade is die heeltyd daar, en ons sien ook sy geduld, onthou Metuselag wat so lank geleef het. So lank soos wat hy geleef het, was die vloed uitgestel, en die res van Genesis sê dan vir ons hoe God voortgegaan het met hierdie geregtigheid en genade. En baie mense dink die Ou Testament is nie 'n boek van genade nie, maar die Ou Testament is wet, en dis oorloë, en dis straf, en dis al hierdie goed, but you can see grace already from day one, as jy regtig net hard genoeg kyk, en jy hoef nie eers hard te kyk nie, it's right in front of you, né? En so ja, dit is ons storie, volgende week gaan ons aan, en gister met die dames bid hier het ons ook gesê dat, dis juist daai pogings van ons om by God te wil uitkom partykeer, wat ons bou hierdie toringkies, and we want to get there, né? Instead of just resting in him, want wat het hy gesê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, nie fisies nie, kom na my toe as jy moeg is van die godsdienstige goed wat jy die hele tyd moet doen, want my las is sag, en my juk is lig, né? But we try to build our ladders to get to him, en hy sê, nee, dis nie wat ek, I am already your tower, don't try to build it to get to me, climb into what I already did for you, né? So dis sommer om so saam te vat. Enige vragies? Nee. Dan gaan ek vir ons afsluit. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons van die begin af net u hand in alles kan sien, Here, en dat ons van die begin af, juist soos wat ek hier op die einde gesê het, u genade kan sien, Here, dat u regtige barmhartige God is, dat u regtige genadige God is, Here, dat u genade ook deel van u righteousness is, dat dit deel van u holiness is, dat dit deel van u liefde is, Here, u kan glad nie geskei word van genade, of selfs van geregtigheid en oordeel, en ek wil bid dat ons binne ons stap met u en binne ons lewe hier op aarde en al hierdie fisiese goed wat rondom ons aangaan en al die stemme wat daar buite is, dat ons die heeltyd net ons oog en ons fokus op u sal hou, Here. Dat ons sal onthou wie u is, meer as enigiets anders, want as ons weet wie u is en as ons weet wie ons in u is, Here,
dan het ons al reeds oorwin en dan kan ons soveel meer tackle as wat ons gedink het ons gaan. En ek wil ook sommer so bid, Here, hier waar ons 'n klein groepie is, maar selfs die groter Kairos familie en selfs die ware bruid van Christus daar buite, Koning, dat dit regtig so sal wees dat ons in eenheid is. U woord het gesê dat u gebid het dat ons een sal wees in u. En Here, ons sien in die toring van Babel die krag van eenheid. En Here, imagine net wat ons kan bereik en wat ons kan doen vir u koninkryk as ons dit snap en as ons regtig in daai eenheid in beweeg, as ons verskille op sy skuif en in u gees beweeg en doen wat u gees vir ons sê om te doen. Here, so help ons om eenheid te verstaan, help ons om u hart te verstaan, help ons om u wil te verstaan en help ons om dan regtig ook in eenheid daarin te leef en regtig te leef in dit wat u vir ons moontlik gemaak het en die opdrag dat we would go out, Here. Ek dink so aan toe u opgevaar het na die hemel toe en u het gesê, gaan vertel die mense van my, gaan leer hulle van my, gaan doop hulle, gaan doen dit. Here, dit is tog so soortgelyk aan daar in Genesis wat gesê het, versprei oor die aarde. So Here, mag ons nie rebellies wees soos die mense en soos Nimrod en sê, u het gesê ons moet uitgaan, maar kom ons doen dit, dan hoef ons nie uit te gaan nie. May we rather be obedient, may we respond to your call, and may we do what you put us on this earth to do. Dankie dat ek ons week by u voete kan neerlê. Wys vir ons geleenthede om ons liggie te laat skyn en Here, gee dat ons dan ook die boldness sal hê om hom te laat skyn en gehoorsaam te wees aan u. Dankie vir die liefde en die grootheid en die goedheid, u genade, u heiligheid, ag sommer net vir wie u is, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.